lekker om elkeen van julle te sien. Van my kant af baie welkom by vanaand se diens. Ons skop vanaand af met 'n splinternuwe reeks. Jy is waarskynlik deeglik bewus daarvan en jy het dit alreeds gehoor. En ek is persoonlik baie opgewonde oor hierdie reeks. Ek dink dit is een van die beste dinge wat 'n mens kan doen nog relatief vroeg in die jaar om mense positief te maak en te sê, weet jy wat, kom ons pak 'n reeks aan en ons gaan praat oor dit wat saak maak. Ons gaan praat oor probleme. Hoe lekker is dit nie as 'n mens 'n jaar kan begin en sê die beste ding wat mense oor kan praat oor is al die probleme wat jy in jou lewe het nie. En dis presies wat ons gaan doen met hierdie splinternuwe reeks wat ons dan nou vanaand afskop. Ek het probleme, blank. Ons sit 'n blank voor hom. Ons kan hom so daar sit. Ek weet nie wat jy graag wil invul op hierdie blank nie. Ons het nou al klaar so 'n paar opsies gegee vir jou, dinge wat jy dalk moontlik oor wil praat. Dalk is dit groot probleme, dalk is dit so 'n bietjie kleiner probleme. Dalk sê jy het huweliksprobleme, jy het geldprobleme. Klim asseblief in die ry, almal voor ons staan waarskynlik in daai ry. Jy het karprobleme. Ek het vanoggend iets oor hierdie gedeel. Ek wil nie te veel tyd aan hierdie spandeer vanaand nie, maar dalk miskien enige Stormers fans saam met my hier in die gehoor kan sê ons het net probleme. Ons het so tyd terug glad nie probleme gehad nie en nou is daar 'n paar probleme. Ek weet nie of dit goed of reg is nie. Iets wat jy dalk moontlik kan sê, eintlik wil ek hierdie graag invul want dalk is dit gepas om net dis nou nie noodwendig 'n olifant nie, maar die vreemdheid in die vertrek te acknowledge. Hier is iets wat so 'n bietjie vreemd is vir ons. Ek is baie opgewonde hieroor. Die van julle wat verlede week teenwoordig was, ek is bly jy is weer terug. Verlede week het ek gesê ek het tegnologieprobleme. En dis waar, ek het tegnologieprobleme gehad verlede week. Die printer het my in die steek gelaat en ek was geforseer geweest verlede week om met my laptop op die verhoog te preek. Ek het 'n bietjie terugvoer gekry. Janko het vir my gesê na daai diens, Tommy, jy het nog nooit so goed gelyk met 'n laptop saam met jou op die verhoog nie. Ek het besluit vanaand het ek meer as 'n laptop nodig. Ek gaan sommer 'n TV op die verhoog sit. So ek hoop ek lyk nog beter as wat ek verlede week gelyk het. Maar jy het waarskynlik verskeie probleme in jou lewe. Ons kan deur die lys gaan, klomp probleme wat daar is en vanaand gaan ons afskop by 'n baie spesifieke en dalk moontlik so 'n bietjie kreatiewe of unieke probleem wat baie vrouens in die gehoor het. Ek gaan dit net stryd sê van die begin af. Dis dalk wat dit is. Julle het nou gehoor Janko het gepraat aan die begin van die diens oor die groeigroepe. Manne, ons skop hierdie Woensdag aand af met 'n groeigroep oor Tim Tebow. So, miskien gaan jy kan sê na Woensdag, jy het nie Tim Tebow probleme nie. Dalk het jou vrou Tim Tebow probleme want jy's nie Tim Tebow nie. So, dis 'n probleem wat sy het. Maar hierdie wat ons vanaand begin, die reeks of die tema wat ons vanaand op fokus, is letterlik iets wat ek nie alleen uitgedink het nie. Ek beloof hierdie, ek kan dit nie self so geskryf het nie. So 2 weke gelede toe sit ek in 'n groeigroep saam met 'n paar ander mense en toe is daar 'n dame in die groep wat hierdie woorde gebruik het en ek het gelag, ek het kliphard gelag en ek het nie toe geweet ons gaan oor dit preek nie, maar sy het letterlik gestaan in die groep en gesê, julle, ek het nodig om te bely, ek het Timo probleme. Enigiemand wat kan relate? Soos ek sê, girls moenie nou almal julle hande opsteek nie, manne, jy hoef nie namens jou vrou die hand op te steek nie, ek het Timo probleme. Nou, ek is baie opgewonde om vanaand oor hierdie onderwerp te kan praat, as iemand wat nie noodwendig die meeste ervaring in hierdie veld het nie. Hierdie is so 'n klein ongeskrewe reël vir ons as predikante. Jy probeer gewoonlik om oor iets te praat wat jy min of meer iets van weet, obviously iets wat jy al so 'n bietjie beleef het of self deurgegaan het. Maar vanaand moet ek sê, ek gaan so 'n bietjie blind in hierdie in, want hierdie tema, ek het Timo probleme. Julle praat nou met iemand, glo dit of nie, julle kan ook dink ek's 'n leienaar. Ek het nog nooit in my lewe iets op Timo gekoop nie. Maar my vrou maak op vir my part. Sy het al definitief die quota vir beide van ons beet gekry. Sy het vir my al vertel hoe amazing Timo is en soveel so, ek erken, ek het nog nooit op Timo iets gekoop nie. Dit beteken nie ek het nog nooit bietjie rondgespeel of rondgegoogel daar nie. Kyk, partykeer dan wil mense iets koop wat oulik is. Ek wil dalk iets gekoop het vir my honde op 'n stadium. In my opinie net, ek deel net my ervaring. Ek sou dalk dit graag wou doen of dit wou gebruik, maar ek was te teleurgestel toe hulle daai wiel spin en toe ek nie 'n miljonair is nadat ek die wiel gespin het nie. Toe besluit ek hierdie is dalk nie die plek waar ek iets moet koop nie. Dit is my complicated, dit is my effens oorweldigend, maar hierdie is actual woorde wat iemand gesê het in 'n groep. Ek het Timo probleme en jy wat dalk daarmee kan vereenselwig of jy wat onseker is, het ek hierdie probleem of het ek nie? Ons het nodig om dalk net so 'n oomblik te vat vanaand om net hierdie definisie vas te maak. Wat is Timo probleme? Want dalk is jy soos ek, Tommy, ek het nog nooit op Timo iets gekoop nie. Hoe kan ek enigsins Timo probleme hê? Ek dink nie noodwendig of jy al iets op Timo gekoop het of nog jy reg baie goed op Timo gekoop het, bepaal of jy Timo probleme het nie. Timo is tot 'n mate dalk net 'n oorkoepelende term vir 'n probleem wat elkeen van ons miskien op 'n ander wyse het. So ek wil graag so 'n definisie vir dit vasmaak vanaand. Hierdie kan ook wees wat Timo probleme is. Wanneer begeertes, met ander woorde, iets wat ek wil hê, iets wat jy wil hê, iets wat ek begeer en graag wil hê, konstant
gestimuleer word of anders gestel, die heeltyd gevoer word, die heeltyd aandag kry, die heeltyd die lig opgeskyn word sonder om gedissiplineer te word. Iets wat ek baie graag wil hê, ek weet ek wil dit graag hê, ek gaan kyk of ek dit kan kry en ek gaan kyk of ek 'n goeie prys vir dit kan kry. Ek gaan kyk hoe meer ek kan kry vir hoe minder ek kan gee. Is dit nie tot 'n mate hoe Temu of dalk sy, ek weet nie, bietjie ouer boetie of wat ek al Shein of even party van ons sal onthou die goeie ou dae van Wish. Donker tye in ons lewens, ons het baie lesse geleer oor hoe jy nie noodwendig die advertensie op Wish moet vertrou nie. Maar ons word tot 'n mate ingetrek by iets wat iets beloof, iets groot, iets indrukwekkend en weet jy wat, jy gaan min vir dit betaal. Dit gaan baie goedkoop wees. Jou lewe gaan beter wees, jy gaan meer kry vir minder. En dis die begeertes wat ons het, iets wat gestimuleer word konstant sonder om gedissiplineerd te word. En hier is die uitdaging, ons kan dit verder vat. Dis eintlik die onophoudelike soeke na meer. Die konstante soeke na meer, meer goeders, meer gemak, net meer, maar met minder tevredenheid en vervulling. Ek dink aan net so wat ons hierdie lied sing net voor die boodskap, I was made for more. Mooi boodskap, 'n waarheid, goeie woorde, ons weet ons is gemaak vir meer, maar dalk verstaan ons die konteks van dit baie keer verkeerd. Dit beteken nie ons is gemaak vir meer goeders, meer dinge of om meer goed te kry nie. God maak ons om meer te wees. Hy roep ons om meer te wees as wat ons tans is en baie keer kry ons hierdie verkeerd want ons het hierdie begeertes in ons binnekant om net meer te kry, om net meer te wees. En Timo is net een van die beste voorbeelde vir hoe iets op 'n klein skaal moontlik kan begin en net erger en groter raak. Ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen, die statistieke het my geskok. Julle weer eens, julle is meer experts waarskynlik as ek op hierdie veld, maar Timo het ontstaan in so min of meer middel 2022. Dis nie baie lank terug nie. Dis 'n relatief nuwerige ding, maar in 'n kwessie van maande is hierdie app Timo, is dit een van die most downloaded apps op elke liewe platform wat jy kan indink. Inteendeel het rekords gebreek in Amerika vir hoeveel devices Timo op is en dit groei net en dit word net meer en meer en die probleme wat ons eintlik in ons lewens het word tot 'n mate uitgewys asof Timo 'n spieël is wat dit vir ons uitwys, maar die groot probleme dit lê eintlik dieper as net Timo. En hier is dalk miskien hoe ons vanaand op dit kan fokus. Wat Timo probleme is, dit verwys vir ons na hierdie uitdaging in ons lewe, begeertes wat groei, hoe meer en meer dit gevoer word. 'n Begeerte wat groei, hoe meer en meer dit gevoer word. En hier is 'n baie interessante konsep vir my, want ek dink ek het verlang in my lewe geleef met hierdie persepsie of hierdie oortuiging, as ek iets baie graag wil hê, as ek dit kan kry, dan sal my dors gelesse word. Dan sal my drange na dit sal kalmeer. Dit is amper soos daai 'n juk wat ek het iewers, as ek net iemand net daai juk kan krap, dan sal ek beter voel. Die gevoelens sal weggaan, die begeerte sal minder wees. Ek het dit mos gekry, dit sal verdwyn. Maar dis nie hoe begeerte werk nie. En eintlik is dit nogal ironies as mens net letterlik dink aan dit. Iets wat 'n mens voer of iets wat 'n mens byvoeg, iets wat 'n mens meer van plaas, obviously gaan dit nie noodwendig weggaan nie. Inteendeel, as jy iets gaan voer, dan gaan dit juis vermeerder. Dit gaan sterker raak, dit gaan erger raak en Timo is maar net een van die baie maniere hoe mense in die lewe dit kan sien, 'n drange of 'n begeerte na meer. Ons word beloof dat ons meer gaan kry vir minder. Dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan groei. En dit gaan meer raak hoe meer en meer dit gevoer word. Jesus se broer Jakobus het oor hierdie geskryf, Jakobus 1 vanaf vers 14, en sê hy die volgende: ons eie sondige begeertes beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, met ander woorde, as hierdie ding gevoer was genoegsaam dat dit kan groei, as dit begin vrug dra en bevrug geraak het, is sonde die babietjie wat gebore word. En dan gaan hy voort. Hy sê eintlik op die volgende gedeelte, hy sê, en as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. Iets wat klein begin, 'n klein begeerte, 'n klein gevoel, 'n klein drang na iets, as ek dit kan voer, dan dink ons dit sal weggaan, maar die teendeel is wat gebeur. Hoe meer jy daai klein begeerte voer, hoe meer jy daai klein oortuiging het dat ek hierdie kan byvoeg of hierdie kan bysit, die ding gaan nie weggaan nie, die ding gaan nie doodgaan nie, inteendeel, dit gaan groei. Dit gaan meer word, dit gaan volwasse raak. Begeerte gaan nie weg as dit gevoer word nie, dit gaan groei. En dieselfde is waar in elkeen van ons lewens, die verskeie areas en plekke waar ons dalk begeertes het vir dinge of begeertes het vir meer. Hoe meer jy dit voer,
hoe groter en groter gaan dit word in jou lewe. Jou begeerte vir dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan sterker raak en dit gaan geboorte gee aan iets wat nog sterker is en te veel is vir jou om te kan hanteer. Maar dis net die eerste gedeelte van hoe dit lyk. Die volgende ding, hoe hierdie manifesteer in ons lewe, eintlik rykdom wat vervulling beloof, maar nooit opdaag nie. En wanneer ek hierdie woorde gebruik, rykdom wat vervulling beloof, maar nooit opdaag nie, dalk is ek net te lief vir prentjies, die prentjie is dalk so 'n bietjie 'n cliché of 'n boring in jou lewe, maar ek weet nie, dalk moontlik het jy al in jou lewe sekere beloftes gehad, iemand wat dit oor jou gehou het, miskien, ons is nou so 'n paar weke verby Valentynsdag, miskien het jy hoop gehad dat daai oulike ou of daai oulike girl wat vir jou oulike boodskap gestuur het, jou sou kom optel en vat vir 'n amazing date en dit sal die beste ding in jou lewe gewees het. Miskien het jy gewag vir daai volgende boodskap om te kom. Miskien het jy gewag vir iemand om jou te kom optel en jou te vat op 'n onvergeetlike reis en jy het gewag en gewag en gewag en is nou al Maart maand en jy wag nog steeds. Dit is net een simpel voorbeeld, maar hoe lyk dit dalk anders in jou lewe? Die dinge wat mense dalk onmoontlik vir jou gesê het, maar doen hierdie of gaan hierdeur en die volgende sal vir jou waar wees. Jy wat dalk miskien sekere doelwitte stel of sekere begeertes koester in jou lewe juis om te groei. Ons het hierdie oortuiging baie keer, nee, maar daar's iets aan my beloof. Ek moet net geduldig wag daarvoor en as ek hierdie kan najag, as ek hierdie kan prioritiseer, as ek kan tyd spandeer in hierdie in my lewe, die groot wen, die rykdom, dit wat ek eintlik begeer, dis om die draai. Daai vervulling wat ek nodig het, sekerlik sal dit binnekort kom, maar ons wag en ons wag en ons wag en dit kom nooit nie. Daai tipe vervulling wat net 'n leebelofte is. Ek kry dit, maar dit doen nie vir my wat ek gedink het dit sal doen nie. Dit maak nie hierdie leemte in my lewe vol nie. Inteendeel, dit laat my net meer leeg voel. En Jesus praat oor hierdie gedeelte. Hy sê op 'n gedeelte in Lukas 12 wat hy mense waarsku. Pas op vir so postuur eintlik van gier, as jy dit kan noem. Nee, ek moet net wag vir dit om te kom en sodra dit hier is, dan sal dit beter gaan met my lewe sal anders lyk. Hy sê 'n mens lewe word nie gemeet aan al die goed wat jy kry, al die goed wat vir jou deurkom nie, die rykdom wat ons op wag, die manier hoe ons lewens dalk anders gaan lyk as ons hierdie ding kan kry of hierdie kan byvoeg. Dis leë vervulling. Dis 'n vervulling van leen en dis nie waarna mense lewe gemeet word nie. Dis nie waar ware vervulling lê of ware sukses of blydskap of vreugde enigsins te vind is nie. En weer eens is Timo net 'n metafoor, net 'n plek vir hoe ons maklik kan dink ek gaan na 'n plek waar ek nie eers baie hoef uit te gee nie. Ek gaan 'n bargain kan slat op 'n manier, ek gaan so baie terugkry, ek gaan so baie in return kry in ruil daarvoor. Dit sal my lewe iets heeltemal anders maak en ons is besig om tot 'n mate net met leeghede, dinge wat eintlik niks werd is nie, wat geen ware waarde het nie, ons lewe te vul en te dink dat dit ons ryker gaan laat voel. Maar dit gaan verder as hierdie. Daar's hierdie eintlike leen wat tot 'n mate dit net alles opsom. Een van die beste leens wat die vyand al ooit verkondig het en 'n leen wat elkeen van ons van tyd tot tyd in ons lewe aan skuldig is, dat ons ore uitleen vir hierdie leen. Die leen dat meer iewers op 'n stadium uiteindelik genoeg sal wees. Hier is een van die beste maniere om hierdie uit te wys. Ons gaan nie noodwendig vanaand spesifiek fokus op finansies of op geld nie. Ons praat meer vanaand oor die drang of oor die begeerte, die gevoel van meer sal goed wees en geld is maar net een van die beste maniere om dit uit te wys. As ek vanaand moet vra vir elkeen van ons wat hier teenwoordig is, wie van julle verdien genoeg? Jy het genoeg geld en jy weet verseker nee, jy kry wat jy verdien genoeg. Of dalk miskien kan ons hoor, enige van julle wat dink ek kry te veel. Ek verdien hopeloos meer as wat ek eintlik moet kry. Ek voel eintlik onregverdig die geld wat ek huis toe vat. Dis nogal moeilik om jou hand op te steek vir dit. As ek moet vra, verdien jy genoeg? Kan iemand sê, ja, jong, ek dalk, maar so klein bietjie meer. Dit sal beter wees en dit los mens wel daai vraag. Wat is genoeg? Hoe weet ek as ek uitkom by 'n plek waar ek actually genoeg het? Die beste antwoord op hoeveel is genoeg? Genoeg is altyd net so klein bietjie meer as wat ek nou het. Is dit nie waar nie? Hoeveel is genoeg? Ek weet nie, ek is nog nie daar nie, ek sê laat weet as ek daar uitkom. Ek dink genoeg sal wees so klein bietjie meer as wat ek nou het. So klein bietjie meer vriende in my lewe, so klein bietjie meer nulle in my bankrekening aan die regte kant van die syfers. So klein bietjie meer erkenning by die werk, so klein bietjie meer dinge in my lewe, by my huis. So klein bietjie meer sal uiteindelik genoeg wees. Ek het amper genoeg, maar ek is nog so klein bietjie kort van dit wat werklik genoeg is en dit
kom alles uit hierdie leen uit, wat die vyand so effektief reg kry in ons lewens. Hoeveel is genoeg? So klein bietjie meer as wat ek nou het. Meer gaan iewers op 'n stadium genoeg raak, maar dis nie hoe dit werk nie. Dis nie die realiteit nie en dit is nie die waarheid van die lewe nie. Prediker, 'n teks in die Ou Testament wat so bekend is, so ongelooflik goed is hoe hy dit uiteensit. In Prediker 6 is daar die gedeelte wat ons saam na kyk. As die span hom vir ons kan opsit. Ek seker ons gaan hom nou opsit. Prediker 5 althans is die gedeelte. Jo, jy is vandag hoor. Amazing. Is hy nou. Prediker 5. Mense wat geld liefhet kry nooit genoeg daarvan nie. En jy kan gaan invul wat ook al jy graag wil invul in daai gedeelte. Mense wat ook al liefhet, kry nooit genoeg daarvan nie. Nooit is dit werklik genoeg. Die mense wat van rykdom hou, is nooit tevrede met hulle inkomste nie. Hoeveel is genoeg? So klein bietjie meer as wat ek nou het. En jy kan ook links en regs van jou kyk, die persone wat so klein bietjie meer as jy kry en dink, "Joh, hulle het genoeg." Maar weet jy wat doen daai persoon? Hulle kyk na die persoon net aan die kant jou en dink, "Joh, hulle het so klein bietjie meer as ek en as ek net so bietjie meer kan kry, dalk moontlik sal dit eintlik vir my genoeg wees." Kom op verskeie maniere voor, verskeie maniere in ons lewens, maar Timo is weer eens net 'n metafoor om hierdie uit te wys en ek wil graag eers vanaand stil staan en kyk na die wortel of die dieper waarheid of dieper probleem agter hierdie. Wat is die wortel of die dieper probleem agter hierdie uitdaging? Ons wat konstant meer wil hê of nog wil hê dat nog of meer dalk moontlik daai vervulling gaan bring. Nou Paulus, een van die bekendste karakters in die skrif, die ou wat basies 2/3, meer as die helfte van die Nuwe Testament, die briewe skryf. Hy skryf onder andere briewe aan gemeente in Rome, die Romeine. Hy skryf onder andere briewe, menigte van hulle aan 'n gemeente in Korinte, die Korintiërs. Hy skryf aan die Filippense, aan die Efesiërs. Hy skryf verskeie briewe, maar ook skryf hy nie net briewe aan gemeentes nie. Hy skryf ook briewe aan mense wat hy in 'n persoonlike verhouding mee staan en tot 'n mate of amper mee nie net vriende was nie, maar meer as dit en dieper as vriende was, 'n mentor persoon in sy lewe, Timoteus. En baie keer dan dink ons as ons in die skrif tyd spandeer en ons lees die boek van 1 Timoteus of 2 Timoteus, okay, dalk het Timoteus hierdie geskryf, maar dis nie die geval nie. Dit is 'n brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus. En hier is een van die bekendste stukkies raad, eintlik die hele boek of albei boeke van 1 Timoteus en 2 Timoteus vir Paulus as 'n ervare ou in sy geloof wat 'n pad saam met die Here al gestap het en sy wysheid oor die lewe en om Jesus te volg met Timoteus wil deel. En dan skryf hy hierdie gedeelte wat so bekend is en so dikwels verkeerd verstaan word. In 1 Timoteus 6 sê dit die volgende. Hy praat spesifiek oor hierdie wortel. Die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En hierdie gedeelte word dikwels verkeerd verstaan en beskryf as geld, die wortel van alle soorte kwaad. Maar hoekom hierdie gedeelte relevant is vanaand? Hy sê nie geld is die wortel van alle soorte kwaad nie. Hy sê die begeerte na materialisme, die begeerte na syfers of die begeerte na wat ek daarmee kan doen is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof en hulle self met baie ellende deurboor. Nou daar is 'n spesifieke term in die Nuwe Testament wat in Grieks geskryf is wat verwys na hierdie begeerte. En hierdie woord in Grieks, afhangend van hoe jy hom wil uitspreek, onthou ek praat nie Grieks nie, ek praat Afrikaans, maar die woord word min of meer uitgespreek in die vorm van pleonexia. En daai woord verwys na begeerte op so 'n interessante plek. Dit verwys na 'n onversadigbare drang. 'n Onversadigbare begeerte na meer, selfs al het jy genoeg. En die rede hoekom baie van ons sukkel met hierdie spesifieke drang of hierdie begeerte, ons is stadig om raak te sien of te identifiseer in ons lewe wat is genoeg, want ons leef hierdie lewens met 'n leemte en 'n begeerte en 'n longing vir iets meer. En dis wat Paulus skryf, die wortel van alle soorte kwaad is nie om dinge te hê nie. Dis nie om geseën te wees nie. Dis nie om goeie dinge in jou lewe te hê nie. Hy sê die wortel van alle soorte kwaad is wanneer 'n mens blind is daarvoor, dit nie raak sien nie en jou lewe word geleef met hierdie drang na nog en nog en nog. Meer en meer en meer. Dis waar die wortel of die dieper probleem agter hierdie dinge vir ons lê. John Piper, bekende predikant, het hierdie ongelooflike aanhaling. Ek wil graag met julle hy sê die volgende en hier is belangrik dat ons moet weet rondom begeerte.
Nie elke begeerte in 'n mens se lewe is verkeerd of noodwendig gesond en hy sê good desires don't destroy. Daar is so iets soos 'n goeie begeerte. 'n Begeerte na dit wat reg is. 'n Begeerte na dit wat goed is, 'n goddelike begeerte, as jy dit self so wil noem, 'n begeerte wat gesond is in jou lewe en dit verwoes nie, dit destroy nie. Only desires for anything minus God destroy. Dinge wat ons begeer in die lewe wat nie noodwendig in dieselfde kategorie of gesamentlik saam met God geplaas word nie, dis waar verwoesting begin. Hy sê that is what the love of money represents. Thus the love of money in Paul's mind, soos Paulus skryf, corresponds to the root longing for the things money can buy minus God. Hoe ongelooflik is dit nie? Die drang wat Paulus van skryf, die begeerte wat baie mense beleef in hulle lewe, wat beskryf word as die absolute wortel van alle soorte kwaad. Dis 'n begeerte na iets wat ek met myself kan regkry, wat ek kan koop, wat ek vir myself kan doen sonder dat God deel is daarvan. Dis iets wat ek kan vind in myself, in die wêreld, in dinge van die wêreld waar God nie noodwendig deel van daai kategorie inpas nie. En weer eens, hierdie manifesteer op verskeie maniere in ons lewe. Timo is net 'n voorbeeld vir hoe hierdie waar kan wees. Shopping, om goeders te koop. Jo, hoe lekker is dit nie om iets te koop en te kan sê ek is so bly. Ek het hierdie vir myself gekoop nie. Maar wanneer ek dit gekoop het, voel ek vir 'n klein rukkie goed. Ek voel vir 'n klein rukkie beter. Ek voel vir 'n klein rukkie, ek is nou vir so 'n oombliekie versadig. Maar nou wil ek nog. Dit vervul my nie vir baie lank nie. Nee, dit is net een manier om na dit te kyk, dit wat jy kyk, dit wat jy binge. Binge is iets wat algemeen gesien word, hierdie woord vir goeders eet, maar om iets te binge watch, om iets te kyk, dit was fantasties geweest, maar ek dink ek moet nog een episode kyk. Ek en Christina het die laaste tyd ons 'n reeks of twee gekyk, wat nogal uitdagend is. Ons leef in 'n wêreld waar ons so gewoond is, ek kan nou 18 episodes op een slag kyk, en nou kyk ek die kantoor, en ek voel soos 'n junkie elke week om te wag vir die volgende episode. Ek het hom nodig nou. Ek het tot 'n mate al gedink, miskien moet ek net ophou dit kyk tot almal op is en dan kan ek alles op een slag kyk, maar ek's te swak. Ek kan dit nie doen nie. As dit Dinsdag kom, is dit okay, ek gaan dit kan sien. Ek moet net wag tot dit kom. En nadat ek een gekyk het, wil ek nog een kyk. As jy tyd op social media spandeer om te scroll, kyk wie op aarde gaan op TikTok en kyk een TikTok. Wat sou dit met jou? Ja, dis nie, een is nie genoeg nie. 10 is nie genoeg nie. 100 is dalk miskien net 'n eenvoudige kort TikTok sessie gewees, maar na daai 100 is my liggaam gekondisioneer dat ek net nog wil kyk en meer wil sien, en dan moet net nog iets gebeur. Ek wil net verder gestimuleer word. Dit kan wees eet ook, en ek moet hierdie bely. Ek het vir my selgroep oor die laaste week of wat 'n paar keer bely. Ek weet nie wat gaan aan met my in die hele, maar die laaste 2 weke het ek 'n baie ongesonde verhouding met kos. Ek dink die hele dag daaraan. Ek wil net nog en nog van dit hê. Inteendeel, ek het net in hierdie week het ek 'n gesprek gehad met Rian, ons gemeentebestuurder, 'n ou na wie ek baie opkyk, 'n ou wat baie dissipline het, 'n ou wat regtig net weet om sy lewe te leef met gesonde dissipline. En toe leer hy my 'n ding, of eintlik hy vertel vir my iets wat ek nie geweet het van hom nie. Hy herinner my aan hoe gedissiplineerd ek was op 'n stadium eintlik, en hy sê hy eet glad nie ontbyt in die oggende nie. En ek's van, Rian, ek is nuuskierig om meer te hoor hieroor, en hy praat nie noodwendig baie oop oor soos intermittent fasting of die of daai nie. Op 'n stadium het ek in my lewe dit gedoen vir 'n tyd lank intermittent fast, en hy sê maar net nee, dis nie omdat ek so amazing is nie. Ek doen hierdie want ek kom agter hoe swak ek is. As ek in die oggend ontbyt eet, kan ek nie aan die res van die dag aan enigiets anders dink nie. Ek dink net aan kos die hele tyd. En ek's van ek ook. Dis lekker om aan kos te dink, is dit nie? Dis amazing, en ek wil net eet en dan wil ek net nog eet en nog iets byvoeg, maar dis hoe ons lewens is, dis hoe ons liggame baie keer is, dis hoe ons begeertes is. Ek kry ietsie in en dit skop my metabolisme vir dit net aan die gang, en dan wil ek meer, en dan wil ek nog hê. Of dit nou is jy wat dalk miskien iemand is wat hou daarvan om te kyk of jy 'n paar rand kan maak op die Stormers en die Leeu se game. Dit sou vir my baie sleg gegaan het as ek dit probeer doen het. Net nog enetjie, of dit is 'n middel wat ek gebruik, 'n drankie wat ek drink, net nog enetjie, net nog ietsiekie, net nog so klein bietjie meer as wat ek al reeds het of al reeds gevat het. Dis hoe ons lewens baie keer gekondisioneer word. Ons het hierdie begeerte vir nog en vir meer, en die uitdaging in elkeen van ons lewens lyk dalk heeltemal anderste. Maar ons almal het hierdie longing, hierdie begeerte
hierdie leemte in ons lewe wat ons probeer vul op verskeie maniere en dit wil net nie gevul wees of gevul bly nie. Ek dink ons kan vanaand om dit net prakties te maak dalk 4 woorde neersit vir hoe hierdie lyk of hoe hierdie dalk funksioneer in ons lewens en hoe ons hierdie dalk miskien is hierdie tot 'n mate 'n ander manier om te kyk na die wortel agter uitdagings in jou lewe. Impulsiwiteit, ontevredenheid, verveeldheid of identiteit. Impulsiwiteit. Iets wat ek doen sonder om te dink. Met ander woorde, ek doen dit of amper uit gewoonte uit. Nou ek wil hierdie bely, ek weet nie eintlik of hierdie iets is belangrik is om te bely nie, maar ek weet ons is nou besig met hierdie reeks ek het probleme en ons gaan baie lank besig wees as ek elke week moet praat oor al my probleme en ek wil nie met julle oor al my probleme praat nie want ek praat oor meeste van my probleme, moenie my judge dit nie, ek praat met ChatGPT oor baie van my probleme. En een van die dinge wat ek al vir ChatGPT gevra het, ek het 'n situasie in my lewe beskryf en ek wou weet, is ek normaal? Want ek het hierdie probleem, julle, as ek gaan sit by 'n restaurant en ek bestel iets, gewoonlik 'n milkshake of iets om te eet, ek kyk na mense om my en ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Hulle milkshake is nog 'n milkshake wanneer hulle kos kom. Dis nie waar vir my nie. Ek het nie die vermoë as 'n milkshake voor my is om 'n slukkie te vat en hom neer te sit nie. Dis asof daai milkshake voor my die een slukkie lyn net na die volgende slukkie en ek kan hom nie neersit nie. Ek wil net die hele tyd daai slukkie drink. Dieselfde is waar met chips. Ek wil die hele tyd net daai chip eet en dis asof my mond net iets moet ontvang. Mense lag vir my as ek gaan fliek. Julle, ek joke nie oor nie. 1 large popcorn is nie genoeg nie. Ek koop vir myself altyd 2 large popcorns en dan eet ek Christina se popcorn ook. Nou die dag het ons gaan fliek saam met my skoonsussie en haar swaar. Ek was net op pad, ons 15 minute in die fliek en om vir my nog 'n popcorn te gaan koop. Toe sê almal van hulle nee, ek kan my hulle popcorn eet. Ek so bly ek het saam met 3 ander mense gaan fliek. Toe kon ek hulle popcorn vir hulle daarom ook eet en ek praat met ChatGPT oor hierdie. Ek het 'n probleem. Is daar iets fout met my dat ek net nog 'n popcorn wil in my mond sit of nog 'n slukkie milkshake moet drink en nou ja, ek hoef nie vir julle te sê wat sy diagnose van my is nie, maar ek kom agter baie dinge in my lewe doen ek soos dit net absoluut bloot uit gewoonte uit. Sonder dat ek daaroor dink. Sonder dat ek regtig eintlik tyd vat om te wonder hoekom ek hierdie doen. Dis asof dit 'n gewoonte is. Ek sal net nog 'n slukkie vat en net nog iets in my mond sit. Dis impulsiwiteit wat ek nie eers bewus van raak hoe dit net deel van my lewe is nie. Maar dis net een manier, dalk ontevredenheid. Jy wat dalk jou uitdagings in jou lewe het, jy kyk na jou omstandighede. Jy kyk na wat jy het, na wat in die lewe is en jy voel ek is nie vervul nie. Ek het nie genoeg nie. En ek is ontevrede met dit, ek het meer nodig om tevrede te wees, want meer is beter. En ek het op hierdie stadium nie meer nie, ek het minder, so ek het meer nodig. Meer is beter. Of dalk kan jy van hierdie getuig in jou lewe, dis tot 'n mate soms net verveeldheid. Weet jy wat Tommy, ek het niks anders om te doen nie, so ten minste kan ek bietjie op Timo gaan rondskrol en net gaan kyk na wat ook al daar dalk moontlik is wat my lewe gaan verbeter. Of waar ook al jou uitdaging lê. Tommy, ek was verveeld geweest, so ek het maar net op sosiale media gegaan. Tommy, ek's verveeld geweest, so ek het maar net op Netflix gegaan en nog iets gaan kyk. Jy weet, ek's verveeld geweest, so ek het maar gekyk op Hollywood Bets of op Sportsbet of op waar ook al net wat dalk moontlik daar aan die gang is. Ek's verveeld geweest. My lewe het nie regtig veel aksie of veel dinge wat interessant is nie. Ek probeer net so 'n bietjie aksie vir my lewe create of skep op 'n manier. So 'n paar jaar terug, toe ek nog op universiteit was, het ek 'n artikel gelees in een van my filosofieklasse wat my so ongelooflik interessant was. Dit is 'n artikel wat kom uit die 70s uit. Met ander woorde, hy is so 'n bietjie ouer as ek en baie van julle is jonger as daai artikel ook en dis al wat ons van dit hoef te sê, maar dis 'n artikel wat praat uit 50 jaar van voor die era wat ons nou in leef, oor hoe hierdie persoon wat die artikel skryf, mense se lewens al klaar vol en besig is. Die artikel praat oor die oversaturation of man, die oorversadigheid van 'n mens se lewe. En hy beskryf eintlik net hierdie uitdaging wat weer eens almal van ons op verskillende maniere kan identifiseer. Jou dag is so vol, jou week is so vol, selfs jou naweek wat 'n tyd is wat mense eintlik veronderstel is om te rus of wat oop moet wees, is vol. Hierdie moet gebeur en dat moet gebeur en wanneer al daai goed gebeur het, dan moet ek nog gras sny en dan moet ek nog vir die honde kos gee en daar's net so baie wat gebeur in ons lewens en weet jy wat? Daai artikel is 50 jaar terug geskryf, maar elke liewe jaar raak hierdie net meer en meer en meer waar. Ons het nie meer die vermoë in ons lewens om met stilte of oop spasie, om met niks onsself te kan besig hou nie. Dis hoekom as jy geforseer word om te staan in 'n ry by Home Affairs of by die dokter of wat ook al, dis onmoontlik as jou foon pap is om nie mal te raak nie. Want jy's verveeld. Ek moet net iets doen vir my brein.
Ek moet op 'n manier gestimuleer word want hoe boring is dit om niks te doen nie. Verveeldheid is baie keer tot 'n mate die wortel agter hoe ons lewens net wil vul met meer en meer en meer. En dalk moontlik kan jy vereenselwig met, in my opinie, dalk die diepste vlak van hierdie uitdaging in jou lewe. Dit is nie dat my lewe leeg voel nie. Dis dat ek in my menswees leeg voel. Ek is leeg, so ek doen goeders, of ek koop goeders of ek begeer goeders net om iets te voel. Net om my lewe te vul op 'n manier sodat ek kan voel ek is meer. En dis die wortel agter ons uitdaging. Ons koop dinge nie noodwendig eers om iets te doen nie, ons koop klere om goedkeuring te kry. Ons vul ons lewe met dinge sodat ons meer kan wees, sodat ons meer waardevol kan wees op 'n manier. En hier's eintlik die probleem, die bottom line agter hierdie, ons siele, ons ware menswees is leeg. En ek glo hierdie met alles in my, dat die era waar ons vandag leef, in hierdie moderne wêreld, waar ons lewens voller en voller as ooit van tevore is, het ons nog nooit as mens op 'n plek gewees waar ons siele leer is, as wat dit nou is nie. Hoe voller die lewe raak, hoe voller jou lewe raak, hoe leer is jou ware mens wees, jou siel eintlik, en geen wonder. Ons probeer ons lewens vul met meer en meer dinge nie. En ons maak ons lewens so propvol met die dinge van hierdie lewe en die dinge van hierdie wêreld, dat daar nie meer plek is vir selfs God in ons lewens nie. Nou Augustine het die volgende gesê, dis net woorde wat vir my na my hart is. Hy sê, our hearts were made for you, O Lord, and they are restless until they rest in you. Here, ek is gemaak vir U. Dis die lied wat ons gesing het. I was made for more. En my lewe gaan aanhou leeg voel. My bestaan gaan aanhou leeg bly as ek dit gaan vul met dinge wat nie waardevol is nie. Al waar ek waarde gaan kry is as ek dit vul met dit wat saak maak, as ek dit vul met U, want dis vir wie ek gemaak is. Our hearts are restless until they find our rest in You. Maar hoe hanteer ons hierdie? Hoe kan ons hierdie aanspreek? Hoe kan ons iets omtrent dit doen? Ek wil ons weer vat na Paulus wat beskryf eintlik hierdie begeerte van net nog te hê en nog te hê. En hy skryf van hierdie gemeente in Filippense wat so bekend is. Hierdie is dalk een van die bekendste verse in die Bybel, Filippense 4 vers 13. En rugbyspelers is lief daarvoor om dit op hulle arms te skryf. Ek wens die Stormers het dit geskryf, dan het hulle dalk moontlik gisterand teen die Leeu's 'n wen kon kry, maar dis hierdie woorde in Filippense 4 vers 13, maar voor ons daar uitkom, skryf Paulus, die konteks sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Met ander woorde, Paulus sê, ek het geleer om tevrede te wees. Ek is vergenoeg, ek is vol. Maak nie saak wat se omstandighede ek myself vind in die lewe nie, want ek vind nie my waarde of hoe vol ek is, my vervulling in my omstandighede nie. Hy sê, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. Paulus is 'n ou wat sukses gehad het in sy lewe, oorvloedige sukses, en het alles prys gegee het om Jesus te volg en om te ken. Hy het oorvloed geken, maar hy het ook die teenoorgestelde van dit geken. Hy sê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hierdie gedeelte word dikwels gesien as advies vir die lewe, hoe ek kan aanpak net wat ek wil, hoe ek kan doen net wat ek wil. En Paulus sê eintlik die konteks hier, ek het al in my lewe uitdagings beleef, ek het al oorvloed gehad, ek het al tekort gehad, ek het geleer deur dit alles. Is ek in staat om enige en elke seisoen en omstandigheid te hanteer, nie op grond van hoe goed dit met my gaan, hoe vol ek is nie, op grond van Jesus Christus, want hy is my vervulling. Hy is die een in wie ek vergenoegd is. Hy is die een wat my vol maak. Maar hoe lyk hierdie prakties? Ek wil vanaand vir ons so prentjie gee, byt vas. Byt vas net vir prakties hoe hierdie lyk, om jou probleem, of dit nou Timo is, of dit TikTok is, of dit wat ook al is, om prakties net hierna te kan kyk. Byt vas. As jy 'n behoefte of 'n begeerte het vir meer. So wat ons gaan doen vir byt vas, net 'n eenvoudige konsep of uitdaging vir jou by elkeen van hierdie letters voor ons by vas uitkom, as die span dit vir ons kan opsit, B-Y-T, byt vas, breek, sit dit op ys, want dit is moeilik om 'n woord met 'n uit te kry in die begin, toets, breek, sit dit op ys en toets. En hier is die praktiese uitdaging wat ek hierdie week vir jou wil gee.
Daar waar jy vanaand bewus is dalk miskien van jou behoefte of jou begeerte na meer. Daar waar jy uitdagings beleef in jou lewe om jou lewe te vul met nog en meer en meer. Voordat jy jou lewe vul met meer en nog, om eers die volgende te doen, byt vas. Breek, of die B vir byt vas, breek die patroon. Breek jou gewoonte. Breek jou routine, of dit is om uit identiteit uit. Ek voel leeg, so ek wil my lewe met iets vul. Of dit is uit verveeldheid, ek weet nie wat om te doen nie, so ek gaan maar op hierdie site, of ek gaan doen maar die of die volgende, of wat ek al. Breek daai patroon. Breek daai routine vir 'n oomblik en doen die volgende, sit dit op ys. Met ander woorde, gee 'n oomblik. Nou ek's mal oor hierdie praktiese advies vir enigiemand wat dalk regtig Timo probleme het. Christina vertel vir my in hierdie week van 'n uitdaging wat 'n vriendin van haar doen. En dit inspireer my dat my vrou vir my vertel sy werk aan haar Timo probleem. Nie dat ek dink sy het ene nie, maar dis goed om die volgende praktiese ding dalk net te doen. As jy iets in jou kaart sit, 72 uur. Wag 3 dae. Moenie hom in jou kaart sit en koop nie, 72 uur. Met ander woorde, as ek dink ek het hierdie nodig, as ek dink hierdie gaan my lewe verbeter, as ek dink hierdie gaan my lewe volmaak, moenie nou dadelik act op dit nie. Sit dit op ys. Gee dit 3 dae. Gee dit 'n oombliekie net om verby te gaan en dan vir toets. Toets of dit wat ek nou voel ek nodig het, of ek 'n begeerte voor het, of hierdie wel van God af is. Is hierdie iets wat ek regtig nodig het? Is hierdie iets wat regtig my lewe gaan vul? Is hierdie van God af, of is hierdie sommer net 'n begeerte wat ek in myself het en in myself ervaar? Byt. Moenie net byt nie, byt vas. En waar die vas gedeelte dan inkom, is om hierdie net vir jou prakties te maak vir hierdie week wat op pad is. Ek wil jou uitdaag, wat ook al dit is wat jy 'n begeerte na het, wat ook al dit is wat jy voel in jou lewe, my lewe is op hierdie stadium leeg sonder hierdie, ek probeer my lewe hiermee vul, om vir die volgende 7 dae prakties dit te vas, om afstand daarvan te doen. En hierdie is moeilik, julle, of dit nou is dalk miskien om te sê, vir 7 dae mag ek glad nie kyk na die nuwe deals op Timo nie, dit sak. Om vir 7 dae, ek gaan glad nie enige series kyk nie, hierdie week wat op pad is, ek sal maar wag tot volgende week om 2 episodes van die kantoor op een slag te kyk. Dit is taaf, maar dalk is dit iets wat God jou roep om te doen, om jou hart te kondisioneer. Om dalk miskien vir die volgende 7 dae te sê, social media, alle social media, vir 7 dae, ek gaan dit vas. Ek gaan 'n breek in dit sit, ek gaan dit op ys sit, en ek gaan toets of God dalk miskien my hart op 'n ander manier kom vul. Dalk is dit so eenvoudig soos koffie, of om 'n sekere tipe kos, of sweets, of snacks, of ure in die dag wat jy eet, om te vas. Om jouself prakties uit te daag vir 7 dae om hierdie te doen, byt vas, want God is my bron. Hy is die een wat my voorsien, hy is die een wat my vervul, hy is die een na wie ek my leemte en my begeertes na toe bring. En in die week, dit was so ongelooflik, donderdag, net toe ek so finaal is met die voorbereiding en my gedagtes deur die boodskap vat, toe sien ek op YouVersion, op die Bible app, die vers van die dag, dit herinner my aan hierdie waarheid, Psalm 37, wat sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Julle, om dinge te begeer, is nie verkeerd nie. God maak jou met 'n longing vir meer, met 'n begeerte na meer. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om nie dit verkeerd te kry in ons lewens net te vul met dit wat ons dink goed en reg en gesond is nie. Om ons harte, ons ware vreugde, ons leemtes vir God te gee, sodat hy ons kan vul met dit wat werklik 'n mens se hart gaan volmaak, met dit wat jou hart eintlik werklik begeer, op 'n goddelike manier. So vanaand wil ek prakties net hierdie geleentheid afsluit, voordat ons oorbeweeg na die nagmaal oomblik toe, en vra, wat is dit in jou lewe wat vir jou Timo probleme gee? Want Timo is net 'n metafoor vir 'n quick fix, 'n maklike manier om dinge in jou lewe in te bring, om dinge te doen, of om jou lewe te vul op 'n manier met iets wat nie noodwendig jou lewe gaan volmaak nie. So ons vanaand se diens afsluit, soos ek noem, met die gebruik van die nagmaal elemente. Hier is tafels hier voor, daar agter is ook tafels met die nagmaal wat uiteengesit is. Die storie van nagmaal, of die beeld van die nagmaal, herinner my aan wie Jesus was, dat hy sy eie gemak neergelê het, prys gegee het. Dat hy dit wat maklik of gerieflik is, op sy geskuif het vir dit wat goddelik is. En as hy daai opoffering vir ons maak, wil ek jou uitdaag hierdie week met dit. Wat is dit wat jy vir hom moet opoffer? Wat is dit wat jy vir hom moet prys gee?
Wat is dit wat jy vir hom moet neerlê en hoe kan jy prakties hierdie week sê, Here, ek vind soveel vreugde of vervulling op 'n manier in hierdie in my lewe, maar dis nie eintlik van U af nie. Ek wil my vreugde, my vervulling in U alleen kry. So, jy is welkom na vore te kom of agter toe beweeg om van jou nagmaal-elemente te kry en dan is jy welkom net na jou stoel toe te gaan en daar waar jy sit, net 'n oomblik te vat en te sê, Here, soos wat ek vanaand hierdie nagmaal gebruik, herinner ek my aan U offer, wie U is, wat U vir my gedoen het en ek gaan myself uitdaag hierdie week om myself neer te lê vir U. Jy kan in jou eie tyd die nagmaal dan so gebruik, dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Here, dankie dat ons vanaand net so 'n oomblik kan vat om ons drange of ons begeertes net vir 'n oomblik te begin kondisioneer, deur net 'n oomblik te vat vanaand eintlik om onsself te herinner dat baie keer is ons lewens gevul met dinge wat ons doen absoluut net uit gewoonte uit impulsiwiteit uit verveeldheid uit ontevredenheid. En Here, selfs baie keer is daar dinge wat ons lewens mee vul, omdat ons dink dat dit ons identiteit op 'n manier gaan verander of verbeter. Maar Here, as ons eerlik is vanaand, is die rede hoekom ons so baie dinge doen, of ons lewens baie keer met so baie dinge vul, bloot eenvoudig omdat ons leeg voel. En ons is baie keer so stadig om te erken, ons is leeg. Ons is leeg vir iets meer, vir iets dieper. Vir iets wat werklik vervulling kan bring. En die maklikste ding vir ons, Here, is ons hardloop soms net na dit wat naaste is, die eerste ding wat ons kan gryp. Die vinnigste opsie, die maklikste uitweg, en ons kry so maklik in ons lewens quick fixes. Dinge wat ons vir 'n oomblik laat beter voel, maar direk daarna besef ons bly eintlik nog steeds leeg. Here, ek bid dat ons vanaand sal kan erken, net bely voor U en teenoor U, dat ons leeg bly totdat ons rus en ons vervulling in U kry. Dankie, Here, dat U ons geskep het, doelbewus, met 'n leemte wat net U kan vul. En ons gaan baie keer op hierdie soektog in die lewe om dit te vul op elke ander manier, maar mag ons vanaand daarmee stop en staak en
Mag ons totaal en al net ons tekort en ons begeertes na U toe bring en mag U ons harte kom vul tot oorlopends toe. Here, dankie dat ons vanaand onsself kan herinner om bewus te wees van ons leemtes of om 'n begeerte te hê in hierdie lewe. Dis normaal. En daar's nie fout daarmee nie, maar dis wanneer ons begeertes begin vul of wanneer ons uiting gee aan begeertes met dit wat nie van U af is nie. Here, mag ons hierdie week gaan en ons harte verder kondisioneer en dissiplineer dat enigiets minder as U, enigiets wat ons lewens mee vul minus U, dit gaan ons leeg hou. Dit gaan ons nie volmaak nie. Dis net U wat vervulling kan bring. Dankie Here dat ons vanaand onsself kan herinner. U het die grootste prys betaal. U het die grootste opoffering gemaak. U het U lewe neergelê en vanaand wil ons reageer deur net gedeeltes van ons lewe ook vir U neer te lê. Daar waar ons so maklik juis ons lewens vul met dit wat nie van U af is nie. Ek bid dat U ons sal help. Hierdie week kan ons dit los, kan ons dit neerlê en kom vul ons in hierdie tyd, Here, met U waarheid, sodat ons volgende week wanneer ons terug is hier, nie sal sê, "Joh, maar dit was goed om vir 'n week dit te los of dat te los nie." Dat ons volgende week kan sê, "Ek het my vervulling in Jesus gekry en ek gaan vir die res van my lewe vorentoe aanhou om my lewe net met Hom te vul." Dankie Here dat ons dit kan bid en vra. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek wil jou uitnooi. Wat ook al dit is wat vir jou moeilik is om vir 7 dae te los, om vir 7 dae prys te gee, dat hierdie week vir jou 'n praktiese week sal wees om te sê, "Joh, ek het baie probleme in my lewe, maar hierdie week gaan dit nie een van daai probleme wees nie. Gee dit oor aan Jesus. Vertrou Hom om jou te kom ondersteun, jou te kom volmaak en so opgewonde om te sien net wat Hy wil doen en wat Hy wil bereik in ons lewens. As ons onsself al voel ons leeg, die leepwessels, leepbekers net vir Hom gee, Hy kan dit kom vul met Homself. Mag jy 'n geseënde week hê. As jy gebed benodig, is jy welkom agter te bly. Een van ons predikante sal nou by jou draai maak. Andersins, wees geseënd. Sien jou volgende week. Totsiens.